5 jaar om en by gelede het ons kennis geneem van die coronavirus en kort daarna moes die gemeentes se deure gesluit word. Ek het toe begin met die boodskappe wat tot vandag toe nog uitgestuur word. En vir interessantheidshalwe, vandag is dit boodskap 1900 wat ek uitstuur. En ek dank die Here vir die voorreg wat ek het om dit te kon doen en dit ook nog vandag te doen. En dit sluit miskien in 'n groot mate aan by die gedagte van as die Here wil, of dan die Latynse woorde Deo volente, wat dan eintlik beteken as die Here wil. Jakobus 4 vers 15 het ons reeds melding van gemaak en Jakobus waarsku sy gehoor, sy lesers. Hy sê, julle moet versigtig wees hoe julle optree. As julle iets wil doen, dink daaraan vir jouself, sê dit ook. As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Nou, daar is verskillende aanhalings in die Bybel van as die Here wil. Nou ja, ek sê verskillende, dit klink miskien na baie, maar dit is maar net 'n paar. Onder andere in 1 Korintiërs 4 vers 19, Filippense 2 vers 19 ensovoorts. Nou wanneer mens hierdie tekste lees, dan besef jy, 'n mens moet eintlik in alles wat jy doen, erken dat God eintlik in beheer is. Ons kan allerlei dinge beplan en hoop dit gebeur, veral so hier aan die begin van die nuwe jaar en dinge wat ons graag sou wil sien gebeur. Maar die feit is, die Here kan dit verhoed of selfs toelaat dat dit gebeur. Nou, as iets gebeur, beteken dit nie noodwendig God het dit laat gebeur nie. Ons doen ook dinge, baie keer laat hy ons toe, al is dit dan nou nie so 'n slim ding om te doen nie. Ons kom dit miskien later agter. Maar die feit is, God wat in beheer is, kan dit verhoed. Hy kan met ons praat en ons dalk waarsku om dit nie te doen nie. As ons maar net wil luister, ons doen dit nie eers altyd nie. So al wat ek kan sê is, om die term Deo volente te verstaan, is om toe te laat dat God wat in beheer is, ook in my lewe inspraak sal hê in die besluitneming, in my beplanning en in alles waarmee ek myself besig vind. Kom ons hou maar by daardie eens baie gewilde term DV. Ek het al baie, toe ek 'n kind was, baie keer gewonder, hoekom sê die oom DV? Ons sal môre DV dit doen. Ons sal DV so maak. Later eers agtergekom, hy verwys na die term Deo volente. Kom ons maak dit maar deel van die manier hoe ons praat, hoe ons glo, hoe ons doen en hoe ons beplan. Loop mooi.